Môre. Ons is by die derde deel van Jesus se lewe. Ons het gesels oor sy geboorte en toe verlede week bietjie stilgestaan by dit wat gebeur rondom die see van Galilea waar hy 'n klomp mense gesond gemaak het. En nou is ons op pad met sy journey en ek dink dit is nogal wat Jesus wil doen. Hy wil twee goedes vir ons leer, dat die lewe 'n journey is en die geestelike lewe en dat dit ook 'n keuse is by wat se tafel ons aansit. Kom ons praat eens oor die journey. Jesus sê vir ons hy's op pad van die see van Galilea waar mense gesond geword en hope mense agter hom aangestroom het en hy vat hierdie hope mense saam Jerusalem toe. Want hy weet hy moet gaan sterf. En die disippels hou nie van hierdie ding nie. Hulle wil nie dit doen nie. Hulle ken nie van Jesus wat moet doodgaan nie. Hulle wil hom high and mighty en links en regs van hom sit en belangrik wees. En Jesus is eintlik op pad om te sterf. En soos hy op pad is op hierdie journey, leer hy hulle. Leer hulle veral met dit wat ons vandag bekend staan as gelykenisse, as die stories wat hy vertel van die saaier en van 'n hele rits ander goeders en hy maak mense gesond, maar dis mense wat buite staan, net dis die blindes, dis die Samaritane, dis vrouens, dis uiteindelik 'n baie interessante figuur, dis 'n figuur van Saggeus wat ingetrek word. Eers Bartolomeus wat nie kan sien nie en toe Saggeus wat ook nie kon sien nie, wat op 'n ander manier nie kon sien nie en eventually albei se oë wat oopgemaak word. En Jesus sê, daar's twee tafels en jy moet kies. Of die tafel van die ouens wat dink dat hulle alles okay is met hulle, en in Jesus tyd word hulle die Fariseërs genoem, word hulle die Sadduseërs genoem, die skrifgeleerdes, en hulle maak planne om van Jesus ontslae te raak. En hy gestook by 'n ander tafel. En hy trek hierdie ander ouens in, die Samaritane en vir Saggeus. Hy sê vir Saggeus, klim af van die boom af, ek en jy fees om te vier. Ons moet gaan party. Ek moet by jou tafel gaan sit. En hy trek hom in om hierdie ander tafel sit die ouens wat randfigure is. En Jesus sê, ek het gekom vir hulle. En nie soseer vir hulle nie. Hulle wil nie kom party hou nie, maar hulle is die waarvoor gekom het. En dan vertel hy vir hulle die mooiste verhaal wat seker die bekendste is in Lukas. En dis die verhaal van die verlore seun waar Jesus sê dat die boetie wat droog gemaak het teruggekom vol vreugde en hulle het partytjie gehou, ring aan sy vinger, skoene aan sy voete, nuwe klere, hy's ontvang. Die oudste boetie, die ander tafelse mense wou nie partytjie hou nie. Daarom dink ek is dit die groot vraag wat ons vandag moet vra. Aanvaar ons ander mense as deel van God se koninkryk, as deel van die kerk? Of is ons gemeente, ons kerk, die kerk in Hebreë, is ons net geneig om die wat goeie bydraes gee, die wat darm netjies aangetrek is, die wat darm min of meer respektabel is, vir wie ons nie hoef te skaam nie, is dit net vir hulle? Het ons gegaan te sê, maar ons mik vir hierdie bracket, wat darm so middelklas bestuur is? Of het ons sê, maar Jesus het gekom om almal, rykes en armes in te trek. Dit lyk vir my die armes kom makliker na Jesus toe. Die rykes is 'n bietjie meer genuanceerd. Here, ons sal kom as. En Jesus sê nee, ek het gekom vir die wêreld. Ouens, hy het gekom vir my en vir jou. Kom ons celebrate saam mekaar dat Jesus juis gekom het vir ons. Dankie Here dat ons op hierdie pad kan saam met U loop. Kan weet U loop die pad en ons kan saam met U hierdie journey volg. Ons kan aansit by 'n tafel wat daar ander ouens is wat ons dalk nie van hou nie, wat ons dalk ons neuse op 'n stadium voor opgetrek het en nog steeds doen, maar U kom maak ons nuut, sodat ons mekaar kan aanvaar en kan sê, maar ons is deel van die tafel van Jesus Christus. Aan U kom U lof, vir die eer en die aanbidding toe. Amen. Is interessant, as hy by Jerusalem kom, dan is sy eerste reaksie om te huil oor Jerusalem. Om te sê, maar iets is verkeerd. En volgende week gaan ons gesels oor wat verkeerd is en hoe Jesus dit kom reggemaak het. Okay, cheers. Jy 'n verskriklike lekker week. Trek maar warm aan, dis maar koud hier son in Gauteng. En dan sien ons mekaar Sondag. Cheers, mooi bly.